Goeiemôre aan elkeen. Hoop julle het 'n geseënde Sabbat. Welkom ook aan ons kykers wat ons join op die kanaal. Dis nie elke dag dat ek hier voor is nie. Ek is gewoond om agter die kamera te wees, nie voor die kamera nie. Net voor ons begin, kom en sluit die oë. Dankie Heer en Hemelse Vader, Heer vir 'n geseënde Sabbatdag wat ons kan hê. Heer, dankie dat U ons lei en bewaar. Heer, en vir U genade wat vermenigvuldiglik, Heer, elke dag saam met ons is. Heer, waar ek en Michelle bietjie gaan getuig, Heer, van ons lewe, Heer, mag dit U woorde wees en nie ons eie nie. Dankie, Heer. Amen. Okay, so daar's baie om te sê, so ek en Michelle het dit so kort as moontlik probeer hou, so jy kan amper sê dis meer van 'n trailer tot ons lewensgeskiedenis, nie die eintlike getuienis nie, maar ons sal ons bes probeer doen. Okay. Ek het maar dit neergeskryf, anders gaan ek dalk van die skrip afgaan, so verskoon as ek nie openlik praat nie, maar meer lees, dis net om my by my tyd te hou. Goeiemôre gemeente, ons het elkeen 'n storie en die ondervindings wat ons in ons lewe het, van baba tyd af, wat ons elkeen ons karakters en verbeter of verslegte met die ervarings wat ons leer soos wat ons groot word. Nou ons gaan dit bietjie anderster doen. Ek gaan uit my perspektief vertel wat Michelle se lewensgetuienis is en sy gaan uit haar perspektief af myne vertel. Kom ons gaan net oor na die volgende skyfie toe. Okay. Michelle het groot geword op 'n plaas op Tierpoort, hier buite Bloem. En as hy terugdink, dan was dit een van die beste tye van haar lewe. Daar was geen TV nie, maar daar was altyd iets om te doen. As middelkind van 3 het sy maar vroeg geleer hoe om almal se middelaar te wees en om net te sorg dat almal gelukkig is en om haar basiese behoeftes op sy te sit sodat ander gelukkig kan wees. Okay. Charlie het ook op 'n plaas groot geword, net buite Tromsberg, en hy was die enigste kind en hy het in 'n Adventiste gesin groot geword. Tot vandag toe kan ek sien dat Charlie gewoond is om homself te entertain as gevolg van sy rol wat hy in sy familie gespeel het. En niks is ooit boring saam met hom nie, soos hy kan iets baie van maak. Maar dit was ook nie altyd maklik geweest as enigste kind nie, soos wat jy kan dink. As al vakansies was, dan het hy maar net homself gehad vir geselskap. Die res was groot mense geweest. So nou en dan het hy darm sy niggies gehad, wat saam met hom gespeel het en so aan. Maar ja, hy het ook later hier in na graad 5 was hy ook homeschool, so dit was nog iets waarna hy gewoond aan moet raak, dat daar nie maatjies rondom is nie. So ja. Okay. Michelle kon sien hoe God altyd deur in haar lewe gewerk het en dat God altyd haar rots was, waaraan sy altyd kon vasklou. Wanneer dinge moeilik geraak het, het sy net gesê vasbyt. Dinge sal uitdraai soos wat dit moet. Sy het groot geword in die gereformeerde kerk en al het hulle nie baie kerk bygewoon nie, het haar ouers haar van kleins af geleer wat reg en verkeerd is. Daar was nie gesinsgodsdiens gehou nie en die enigste kere wat sy regte van God geleer het, was in die Sondagskool of die bietjie by skool. Sy het wel deur haar skooljare gesukkel om te voel dat sy raak gesien word en by toksiese verhoudings betrokke geraak, want sy het gedink dat wanneer niemand anders in haar belangstel, is dit 'n bewys dat sy nie iets werd is nie.
Ja, wanneer iemand aan my belangstel, dan is dit 'n bewys, maar ja. Omdat Charlie in Adventist huis groot geword het, was godsdienst baie belangrik vir hulle gewees. Maar soos in baie Adventiste huise en met Adventiste kinders, moet hulle maar self leer en beleef wat God in hulle lewens kan doen. En vir Charlie was dit net so gewees. God het wel sy lewe in 'n paar kere gered, wat hy eintlik nie moes gelewe het nie. So ek gaan vir julle van 'n paar van die voorbeelde gee. Hy het baie van paardry gehou. En Charlie was die een vakansie op die plaas, hy het vir sy ouma en oupa gaan kuier, en die perd het toe geskrik, en hy gooi hom toe af, maar met dit haak Charlie se voet in die stabiel vas, en die perd sleep hom vir, ek weet nie hoe lank nie, maar lank. So met dit was sy rug heeltemal oop gewees, en hy het klomp steke ook gehad, in sy kop, en die dokters het gesê, hy moes eintlik nie gelewe het na hierdie voorval nie. En dit is net God se genade wat hom gered het. So 'n ander voorval was, sy pa het op 'n tyd trokke gery, en om tyd met sy pa te kan spandeer, het hy toe baie keer saam met sy pa gery, en die een keer, toe is dit nou al laat, en sy pa sê vir hom, hy moet agter aan die kajuit gaan slaap. En dit was net oomblikke later, en hulle is in 'n kop-en-kop botsing met 'n ander trok, en die kan van die trok se kajuit, container, het toe daar getref waar Charlie gesit het, voordat hy nou agtertoe beweeg het. So nog een voorbeeld wat God sy lewe gered het. En dan nog 'n voorval was, net voordat ek hom ontmoet het. En dit was, hy was op pad Bloem toe gewees, laat die Vrydag aand vir Europe for Jesus. En op die N1, net buite Edenburg, het iets fout gegaan met die linker voorwiel, en 'n bearing of iets het losgegaan. Nie seker hoe karre werk nie, maar en die bakkie rol toe, en nadat die bakkie gerol het, toe sy heel kalm en rustig klim uit, kry sy flits vir die aankomende verkeer, laat hulle net gewaarsku is. Daar lê 'n bakkie in die pad. En ja, die medics kom toe op die toneel, en hulle vra vir hom, hoekom is jy so kalm? Jy is nie veronderstel om so kalm te wees nie. En die van julle wat vir Charlie ken, hy kan in enige omstandigheid net kalm bly, ek weet nie hoe doen hy dit nie. Maar ja, met dit het hy niks gebreek nie, hy het geen ernstige wonde opgedoen nie. So ja, daarvoor is ons ook baie dankbaar vir God. Okay. Michelle was 21 en daar het baie dinge by huis gebeur. Haar pa het by die dood omgedraai met hartversaking nadat hy getoor was en deur demone hom getuister het. Maar ek glo hy sal nog self daardie storie vertel as as ons daarby kom. Maar hulle was op soek na 'n kerk wat Bybels korrek was. En hulle het uitgekom ook by die Europe for Jesus uitreiking in 2016, waar hulle besluit het om gedoop te word en waar baie dinge in hulle lewe skielik verander het. Hulle was eers in Universitas Kerk en na so 2 weke was hulle Langenhovenpark toe genooi om daar by te woon. Ons was maar 'n handjievol jeug by Langenhovenpark Kerk, en ons as jeug sou die dag wat sy daar was, het ons besluit om bietjie te gaan stap by Sewe Damme. Maar die ander jeug was so bietjie skaam en om haar te vra om uit te nooi, so toe besluit ek sal dit my werk maak om haar uit te nooi vir die stappie. En ja, dit het God het haar toe gehelp met die uitstappie,
het ek geleer dat sy nog in 'n verhouding was. Maar ja, God het haar ook geleer en gehelp om uit die toksiese verhouding uit te kom. En ja, ek kon nie meer as bly wees daarvoor nie. Ja. Ja, Charlie was omtrent voorbarig geweest. Hy het nie op hom 2 keer laat wag nie en hy het homself genooi vir enige ding waar ek by betrokke was. Sy ma het op Sabbat aan my genooi om by sy ouma hulle te gaan eet na kerk en toe het ek uit ordentlikheid vir haar gesê, nee, Charlie is altyd welkom by ons. Min wetende dat 'n week later sê Charlie vir my, nee, hy gaan van my offer gebruik maak. So, ja. Hy het ook byvoorbeeld 'n jeug ontspanning gereël by Maselspoort en geweet die ander gaan nie daar kan wees nie, dis eksamen en alles. En hy kies ook toe die koudste dag soos altyd. En ja, en op daai dag was daar ook baie min mense gewees as gevolg van die koue. So ons was rustig langs die rivier gesit en daar was nie regtig ander mense in sig nie, so dit was heel rustig geweest. Okay. Dit was die eerste keer in my lewe wat ons albei ervaar het wat dit is om Bybelstudie saam te doen, Bybel te lees en eintlik op 'n geestelike vlak te kan connect met mekaar. En ja, dit was vir ons, ek sal sê, ons heel eerste grootste bonding moment tussen ons twee. En ja, ek het ook dadelik daar ook besluit dat dit my plan sal wees om as soveel as moontlik beter te leer ken. Okay, so hy het hom oral ingewurm. Ons was op pad na Hartenbos kampvergadering toe en tannie Ilse sê toe vir my, want ek sou op die bank slaap in die chalet wat ons gehad het, en tannie Ilse sê toe vir my, nee, een van die tannies kan nie meer gaan nie, so ek kan haar plek kry, en Charlie is toe, great, nou kan ek die bank vat. So ja, daar ek dink het ons journey al saam begin, want dis waar hy my uitgevra het. Okay. So het God ons by mekaar gebring, wetend dat ons mekaar nodig het. As middelkind het Michelle geleer om aan te pas by ander mense se gevoelens en opreg om te gee en op te offer vir ander. Maar nooit regtig gevoel dat iemand regtig dieselfde omgee vir haar nie. Omdat Charlie as enigste kind groot geword het, het hy altyd iemand nodig gehad om sy lewe mee te deel. En tot vandag toe, wanneer hy iets wil doen wat ek nie wil saam doen nie, dan sê hy vir my, nee, hy gaan dit nie doen nie. Dan sê ek vir my, okay, maar jy kan maar dit gaan doen, soos ek sal vir jou wag en staan en kyk. Nee, hy wil dit nie doen nie. Hy het sy hele lewe lank gewas om alles saam met iemand te doen. So, ja, en in daai sin het God ook my middelkind syndroom so 'n bietjie geheel, as mens dit so kan sê. Ja, waar ek gevoel het, ek word nie altyd geprioritiseer of raak gesien nie, het Charlie my net oorweldig met soos aandag, tot vandag toe nog. Okay. Wanneer Michelle keuses moet maak, dan maak sy altyd seker dat niemand seer gemaak voel en dat almal saamstem met die keuse wat gemaak is. Ja, en ek maak weer seker dat alle keuses wat geneem is, altyd praktiese en feitelike bewyse het.
en dat dit altyd ook prakties uitgevoer kan word. In plaas van dat hierdie ons verdeel, het God ons eerder geleer om dat dit oukei is om nie altyd ek dink almal se emosies te oorweeg nie. En God leer weer vir dis wat God vir haar geleer het, vir God het my weer geleer om bietjie meer ek sal sê subjektief te kyk na sake en ook ander mense se emosies in ag te neem. Okay, so en in konfliksituasies, ek is iemand wat net dit vinnig uit die weg wil ruim. Ek soos, okay, kan ons net nou daaroor praat, want ek wil dit net nou opgelos hê. En dan gaan ek maar baie kompromieë in, net sodat almal tevrede en gelukkig is. Maar Charlie weer aan die ander kant, hy het tyd nodig om te gaan sit en dink. En so hy onttrek, hy wil nie deelneem aan om hierdie nou te bespreek nie. So in dit het God vir Charlie geleer om bietjie meer nie so te onttrek nie, om ook deel te neem aan die opmaakproses. En vir my het hy weer geleer om net geduld te hê en net te wag en nie net die hele tyd goeders te wil fix nie. So en deur dit, as ek in konfliksituasies kom, dan dink ek altyd aan, of ek sê dit altyd vir myself op, Jesaja 26 vers 3 wat sê, Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Wanneer daar stres in die huis is, gaan dit gewoonlik vir Michelle oor dat ander mense se gelukkigheid eers te kom en en dat sy gewoonlik in dit haarself ooreis met alles. En dat dit ek dink haar gerusstel dat ons by mekaar kom en dit bespreek en met mekaar deel wat mekaar se emosies is en hoe ons hierdie situasie benader van altyd van ons kante af, maar nooit aggressief nie, nooit daar's nooit 'n geskree of enige iets nie. Altyd rustig in gebed te besluit wat sal die beste stap vorentoe wees met ons konflik. En met die stres. God leer vir Michelle dat mens nie altyd almal kan tevrede stel nie. En hy leer vir my weer om hulp te vra, om nie alles self aan te pak en self te probeer doen nie. En dat ons God altyd sal vertrou waarmee ons struikel na 'n oomblik. God het nooit vir ons bedoel om ons laste alleen te dra nie. God het ons verskille nie gebruik om ons te verdeel nie, maar om ons te leer hoe om dieper lief te hê en om op hom staat te maak. En daarvoor is ons altyd en vir ewig dankbaar. En dit is ons kort getuienis. Kom ons sluit net die oë. Dankie Heer en Hemelse Vader. Heer, dat ons regter ons lewens, Heer, waar ons kan terugkyk sien waar U leiding was, waar U, Heer, ons bymekaar uitgebring het, waar U, Heer, altyd net die beste vir ons wil hê. Heer, en waar ons vashou kan U hand, waar U ons sal lei. Heer, ek bid dat U met een en elkeen hier sal wees. Heer, dat ons elkeen 'n geseënde dag mag hê. Heer, maar ook vir die week so wat voor lê, Heer, en Heer, vir die jaar wat verby is. Heer, waar ons kan dankie sê vir U leiding, vir U genade. Heer, omdat U altyd met ons is. Amen.